Vriende, ons skriflesing kom vanoggend uit die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeentes in Rome. Dit is die langste van Paulus se briewe. Trouwens, ons het rede om te glo, dit is die langste brief uit die antieke tyd uit. Geen Griekse of Romeinse skrywer het ooit 'n brief van hierdie lengte geskryf nie. Dit is 16 hoofstukke lank. Dit is soveel hoofstukke as wat die Markus evangelie het. So in daai tyd was 'n brief van so ongeveer net so onder die 2000 woorde gewees. Die Romeine brief gaan so oor die 16000 woorde. So dit is 'n belangrike en 'n lang brief, en Paulus skryf die brief uit Korinthe uit. Hy sit in Griekeland en hy het tot die slotsom gekom dat sy bediening in wat ons wil sê die oostelike deel van die Middellandse See van Griekeland wat vandag is Turkye, dat dit nou afgehandel is. Dat hy gedoen het waarvoor hy geroep was en dat hy nou eintlik sy bediening wil uitbrei na die weste toe. Hy het sy oog op Spanje van alle plekke, en hy skryf vir die gemeente in Rome om vir hulle eintlik te sê, hy het nog nooit by hulle gewees nie, hy ken hulle nie, hy het nie die gemeente begin nie, daar's nie moeilikheid by hulle nie, maar hy gaan nou eers Jerusalem toe, om 'n kollekte te ingesamel te gaan aflewer, en dan het hy hulle hulp nodig, om sy bediening in die weste uit te brei, amper soos die uitreik wat julle het, hy het 'n uitreik na Spanje toe, wat hy beplan. En natuurlik werk dit nie so uit nie, hy word gearresteer in Jerusalem, en uiteindelik word hy op 'n skip gestuur na Rome, waar hy verhoor word en uiteindelik tereggestel word. Maar dit lê alles in die toekoms. Op hierdie oomblik skryf hy vir hulle die Romeine brief, en sy gedagte is eintlik om te sê, hy was nog nooit daar gewees nie, hy ken van hulle by die naam, maar hy wil graag vir hulle vertel wat hy glo, wat hy verstaan van die evangelie. En dan gebruik hy 16 hoofstukke om vir hulle uit te pak wat die evangelie is. En wat ons gou agterkom wanneer ons studente oplei om te preek, is dat dit baie moeilik is om Paulus te preek. As jy mens nou Paulus en Jesus met mekaar vergelyk, Jesus het niks self geskryf nie. Jesus is net 'n prediker. Hy's 'n persoon wat verhale vertel, wat stories vertel. Dink maar aan die gelykenisse van Jesus. Dit is maklik om te onthou, daar's 'n baie lekker storielyn, daar's treffende beelde, die beelde kom uit die mense se leefwêreld uit, van skape en van visse en van saai en oes. Wanneer jy by Paulus kom jy baie gou agter, dit is 'n ander tipe van persoon hierdie. Hy is eerstens 'n skrywer en tweedens 'n prediker. Verder is hy 'n hoogs opgeleide skrywer, hy het gestudeer onder Gamaliel, in die tyd die bekendste rabbi in Jerusalem. En as jy Paulus begin lees, dan kom jy agter, hy vertel nie altyd eenvoudige stories nie. Hy vertel nie altyd treffende beelde nie. Hy maak 'n lang uitgerekte argument. Hy is 'n opgeleide persoon in klassieke retoriek, en daarom is hy nie so eenvoudig om te volg nie. Self Petrus in die 1 Petrus brief skryf, daar's dinge in Paulus wat moeilik is om te verstaan. So vanoggend wil ek nie vir julle een treffende beeld gee nie, ek wil nie een gedagte uitlig nie, ek wil Paulus se argument by julle tuis bring. En dit is dan 'n tall order, soos hulle sê. Die maklikste om te doen is om reg in die begin vir mense te sê, wat gaan die argument wees, dat jy weet wat kom, en dan die argument dit vir julle te gee. So voor ons saam lees, wat is die argument? Paulus skryf in die Romeine brief om vir mense in die begin te sê, daar is slegte nuus. Die slegte nuus is almal het gesondig. Of jy nou nie Jood is nie, jy het gesondig, en of jy Jood is, maak nie saak nie, jy het ook gesondig, al het jy die wet het jy net gehelp om vir te sê wat is reg en verkeerd, maar het jy net nie gehelp om dit wat reg is te doen nie. Dit is daai hele gedeelte wat hy skryf, tot en met die einde van hoofstuk 4. Almal het gesondig, dis die slegte nuus. Dan is daar die goeie nuus, dit daarmee begin hy in hoofstuk 5, en hy sê die goeie nuus is, ons is vrygespreek deur die genade van Christus. Nie deur ons verdienste nie, nie deur die wet na te kom nie deur ons goeie werke nie, ons is vrygespreek deur die genade van Christus. En dan soos 'n goeie persoon wat 'n argument maak, antisipeer hy wat mense sal antwoord op so 'n argument, en een van die dinge wat mense sal antwoord, vermoed hy is, mense sal sê, wag, help my net gou, as jy nou vir my sê, ek het gesondig, en God het geantwoord met genade op my sonde, dan kan ek mos nou aanhou sonde doen, want hoe meer sonde ek doen, hoe meer genade moet ek betoon. So deur te sondig, gee ek eintlik vir God geleentheid om sy genade meer te maak. En in hoofstuk 6 reageer hy skerp daarop dit te sê, dit is die onnoselste gedagte wat ek nog gehoor het,
hoegenaamd nie, jy maak nie die genade meer die meer te sondig nie. Trouwens, die genade nooi jou eintlik uit om nuut te leef. En dan in die gedeelte ons gaan saam lees, begin hy praat oor hoe ons nou moet leef en hoe kon dit moontlik is om nou nuut en anders te leef. Sy argument is kortliks die volgende in die gedeelte ons gaan saam lees. Ons het saam met Christus gesterf en ons het saam met Christus opgestaan. Dit het gebeur by ons doop en daarom is ons nou dood vir die sonde. Daarom doen ons nie meer sonde nie. Ons het reeds gesterf vir die sonde. En ons hoop is gebaseer daarop dat ons saam met Christus opgestaan het uit die dood. En die opstanding is 'n unieke Christelike hoop. Is 'n unieke Christelike belydenis. Dit bepaal hoe ons dink oor die lewe na die dood en dit bepaal hoe dink ons oor die lewe voor die dood. So dis wat kom. So ons gaan saam lees vanaf vers 1. So daai eerste vers, weet jy nou, hy reageer op die ouens wat hom gesê het, luister, as die genade God se reaksie op sondes, dan moet ons eintlik soveel as moontlik sondig, want dan gee ons van God kans om nog meer genade te betoon. Paulus sê in vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, so die genade kan toeneem? En dan sê hy, hoegenaamd nie, dis 'n baie sterk uitdrukking, hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Ons is letterlik ingedoop in die dood van Christus. Daarom het ons die sonde afgesterf. Die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heiligheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. So ons is reeds dood en ons lewe reeds. Vers 5. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. So ons is reeds dood en ons is reeds opgestaan. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot nuut gemaak kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Die gesterf het is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Jy sien konstant sê, ons is saam met hom gekruisig, ons is saam met hom dood, ons is saam met hom leef, saam met die opstanding. Ons weet dat Christus nadat hy dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat die dood lewend geword het, stel julle self op beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Tot sover dan ons skriflesing en ons tema is ons het saam met Christus gesterf en ons het saam met Christus opgestaan. So ek het vir julle gesê, Paulus begin by die slegte nuus. Hy spandeer 'n paar hoofstukke om vir die persone in Rome daaraan te herinner dat daar ongelooflike slegte nuus is. En die kern van die slegte nuus is dat almal gesondig het. Hy sê, almal het gesondig, daar's nie eens een persoon wat nie gesondig het nie. En daarom is almal strafwaardig voor God. Of jy 'n nie-Jood is nie, en of jy 'n Jood is, maak eintlik nie 'n verskil nie. Trouwens, die Jode wat die wet van die Here gekry het, is eintlik so nog meer strafwaardig, want hulle behoort van beter te geweet het. Die wet wat hulle in die Ou Testament gekry het tog vir hulle immers gesê, wat is die wil van God? Maar dan is Paulus dood eerlik teoor en hy sê, die lastigheid van die wet is, die wet sê vir jou wat reg en verkeerd is, maar dit stel jou nie in staat om dit wat reg is te doen nie. Dit laat jou eintlik net meer skuldig voel. Dat jy net so of meer voel, ek kan eintlik nie doen wat ek wil doen nie. En daarom sê dit is die slegte nuus. Ongeag wie jy is, Jood of nie Jood nie, jy is skuldig voor God.
En dan gaan hy oor van hoofstuk 5 af en hy sê, maar daar is ook goeie nuus. Die evangelie van Christus. Dat Christus vir ons gesterf het en dat sy genade ons vrygemaak het. Dat ons nie gered word uit verdienste uit nie omdat ons die regte goed doen nie, maar oor wat Christus gedoen het. Dit wat Christus gedoen het, word deur God aan ons toegesê. Daar word gesê, hy wat regverdig was, het gesterf vir onregverdig is, sodat ons wat onregverdig is, regverdig kan word. Dit is die evangelie. Dit is die goeie nuus. Almal is vrygespreek deur Christus. En dan, soos ek gesê het, bedink hy homself en sê, wel as hy dit nou skryf vir die ouens in Rome, daar gaan 'n ou wees wat opstaan in die gemeente en sê, dis nou die beste nuus wat ek nog gehoor het, want nou gaan hy laat waai met die sonde. Want hy gaan laat waai met die sonde, want hy het nou eintlik 'n vrypas gekry. Hy kan niks doen om gered te word nie. Daarom hoef hy ook nou niks te doen nou dat hy gered is nie. Trouwens, hoe meer sonde hy doen, hoe meer geleentheid gee hy vir God om hom vry te spreek. Daar's 'n storie wat ek baie jare terug gehoor het wat aan koningin Victoria toegedig word. Ek weet nie of dit waar is nie, maar sy het op 'n stadium gesê het, jy weet, sy neem baie moeilike besluite, weet, verklaar oorlog, weet, skryf mense af en stuur geld vir die ouens en neem geld weg van daai ouens. Dis haar rol, sy regeer, en dan aan die einde van die aand, dan sê sy net vir Here vergewe my sondes, en dan moet hy vergeef, dis sy werk. Ek het my werk, die Here het sy werk, en sy werk is basies redelik eenvoudig, hy moet vergewe. Paulus sê, as ons so dink oor die sonde, en so dink oor die genade en die vryspraak van God, dan maak ons dit goedkoop. En dan verstaan ons nog nie eintlik wat ten diepste gebeur het deur Christus nie. En dan verduidelik hy 'n baie moeilike gedagte. Dit is vir ons altyd moeilik om ons greep daarop te kry. En die gedagte is kortliks die volgende, dat almal van ons uiteindelik reeds gesterf. Almal van ons is eintlik reeds dood. Want sê, ons het saam met Christus gesterf. Die ou mense het 'n gebruik gehad baie keer dat hulle al reeds hulle grafsteen bestel het, en dan het hulle solank hulle geboortedatum ingekap, hulle het net 'n spasie gelaat vir hulle sterfdatum. Jy weet, die name is reg gespel, die teksvers is reg aangehaal, die geboortedatum is reg, daar's net 'n plekkie vir die sterfdatum. Paulus sou eintlik gesê het, die belangrike sterfdatum is nie die dag wat jy vleeslik sterwe nie, liggaamlik sterwe nie. Dit was die dag wat jy saam met Christus gesterf het. Hy sê letterlik, jy was saam met Christus dood gewees. En jy het saam met Christus opgestaan. En dan sê hy, waar het dit gebeur? Hy sê dit by die doop gebeur. Die doop herinner ons, dat ons as het ware in die dood van Christus ingedoop is, en saam met sy doop ingedoop is in sy opstanding. Dit het 'n geweldige belangrike implikasie. En dis die moeilike deel om te vat. Die moeilike deel is naamlik die volgende. Hoekom is almal skuldig vir God, self die Jode wat die wet van die Here gehad het? Wel in kort is hulle almal skuldig voor God, omdat hulle dalk geweet het wat reg en verkeerd is, maar hulle was nie in staat om te doen wat reg en verkeerd is. En wat het hulle terughou? Wat het hulle verhinder om te doen wat die wil van God is? Daar's 'n paar dinge. Die een is ons eie sondige natuur, ons sondige geaardheid. Paulus praat van die ou mens, wat 'n bepaalde verstekposisie het van om dit te doen wat eintlik teen God se wil is. En wat Paulus sê, die lastigheid is nou, dat jy kan dalk weet wat reg en verkeerd is, maar jou wil, wat jou tot die punt bring om te doen wat reg en verkeerd is nie daardeur verander nie. Jou wil word egter aangespreek deur die dood van Christus, deurdat jy saam met hom gesterf het en daarmee saam jou sondige wil gesterf het. Dit maak die groot verskil. So kom ek probeer gou die volgende met julle, om te verstaan wat Paulus eintlik hier argumenteer. Ek het ook nog belydenisklasse gehad, het altyd vir die belydensklas die volgende vraag gevra. Ek weet nie, ek is net altyd bang, is hier dalk 'n Werner vanoggend hier, so as jy 'n Werner is, dis nie jy waarvan ons praat nie. Maar kom ons vat twee persone en ons kontrasteer hulle vir 'n oomblik. Ons vat Dawid, né? Dawid wat ons leer in die Ou Testament, koning Dawid, wat die Psalms geskryf het, weet, koning van Dawid.
En ons ken nou Dawid se verhaal, dat het met hom goed gegaan, tot hy eendag gesit het om nie te gaan oorlog maak nie, maar by die huis te bly, en hy het op sy paleis se dak rondgeloop, en hy het vir Batsheba sien bad. En haar oorgenooi, en die tragiese geskiedenis volg daarna, hy het 'n kind by haar verwek, hy het haar man laat vermoor, alles val basies uit mekaar uit. Nee, ons ken die hartseer verhaal van Dawid. Maar kom ons vat nou vir Werner, kom ons sê Werner bly so in Vishoek, en die wind waai sy TV-antenna skeef, en hy klim op die dak van sy meentuis, en hy sien sy buurvrou in die jacuzzi. Nee? Maar daar's 'n verskil nou tussen Dawid en Werner. Werner is een van julle lidmate, hy is 'n wedergebore Christen. En die vraag wat ek dan aan my belydensklas vra is, as Dawid op die dak van sy paleis is, en Werner op die dak van sy paleis is, hy het meentuis hier in Vishoek, wie van die twee het die beste kans om nie te sondig nie? Om weerstand te bied teen die impuls van die sonde. En dan kyk daai blydensklas oukies my so, en ek dink, ons praat nou van Dawid hierso, né? Hulle ken nou nie vir Werner nie, maar dit sal vir 'n idee wie Dawid is. En dan mik hulle vir Dawid. Maar Paulus het gesê, dit is 'n mispasting, want daar's 'n groot verskil tussen Dawid en Werner. En dan nou Werner verteenwoordig ons. Want sou Paulus wil sê, anders as Dawid, leef Werner na die dood en die opstanding van Christus. Anders as die geval van Dawid, het Werner sy sondige natuur, die ou mens, sy instink om die verkeerde te doen, gesterf saam met Christus. Anders as Dawid, leef hy na die uitstorting van die Heilige Gees. Anders as Dawid, leef hy in die tydvak waar die duiwel gebind is. Anders as Dawid, leef hy na die volle wil van God openbaar is deur die Ou en die Nuwe Testament. Anders as Dawid, leef hy na die opstanding, wat hom vrymaak van die ou mens, en nuut maak. En daarom is daar 'n groot verskil tussen Dawid en Werner. Werner, sou Paulus wil sê, is deur die Here vrygemaak om nie te volhard in die sonde nie. Hy is gedoop in die dood van Christus en in die opstanding van Christus. Daarom kan hy weerstand bied teen die sonde. En Werner verteenwoordig ons. Ons leef aan die ander kant die dood en die opstanding van Christus. Die Romeinebrief, soos Paulus skryf van die Romeine en vanoggend aan ons skryf, sê vir ons, jy hoef nie te volhard in die sonde nie. Hoegenaamd nie, want jy is ingedoop in die dood en die opstanding van Christus. Die ou mens, jou sondige instink, daai ding wat jou verhinder het om die wet uit te voer, het gesterf saam met Christus. Jy is 'n nuwe mens. En daarom daai lang gedeelte dat hy skryf en sê, moenie nie jou ledemate nie, moenie jou lewe tot beskikking stel van die sonde nie, maar stel dit tot beskikking van God. En dan is dit nie net 'n oproep nie, dis 'n verklaring van 'n toedrag van sake. Dis nie net 'n ideaal om na te streef nie, dis iets wat Paulus sê reeds met ons gebeur het. Hierdie is vir ons 'n ongelooflike moeilike gedagte om te neem, dat ons kan weerstand bied teen die sonde. Dat daar 'n verskil is tussen ons en Dawid. My ouma was 'n baie vroom vrou gewees, en sy het ons gebly toe ek 'n kind was, en dan het ons saam kerk toe gegaan, en in daai dae het ons nog die 10 gebooie opgesê, jy weet, voor die woordverkondiging, en daarna het jy jou skuld bely. Jy het hom nie 10 gebooie gelees, en jy het jou skuld bely. En toe ek nou so begin verstand kry, toe ek nou so 8-9 is, toe vra ek eendag by die huis, watter een? Bedoelende, watter een van daai gebooie het sy nou gebreek in die week het verby is? Want ek sal graag wil weet, en ek bly saam met die vrou in die huis. Weet, het sy nou gesteel? Het sy iets begeer? Het sy egbreek gepleeg? Het sy iets, weet, wat het sy gedoen? Wat verkeerd is? En dan sal my ouma nou vir my sê, nee, sy kan nou nie eintlik dink aan een van die 10 gebooie wat sy verbreek het nie. Maar om te dink dat jy nie gesondig het nie, is hoogmoed, en hoogmoed is sonde. Nou, daar is iets waar daarvan, maar daar is iets tragies ook daarin. Want wat sy eintlik, as sy na haar lewe gekyk het, eintlik moes raak gesien het, dat sy het gesterf saam met Christus en opgestaan saam met Christus, en dat sy daarom in daai week eintlik nie, weet, links en regs gesondig het nie.
Sy het nie links en regs teen die wil van God opgetree nie. Ek sê nie sy was sondeloos geweest nie, ek sê ook nie ons is sondeloos nie. Maar ons is in 'n ander posisie. Paulus sê, hy verwag eintlik van ons om die goeie te doen en nie die slegte nie. Ons moet eintlik verbaas wees as jy sondig en nie sê, wel, dit is nou maar net so nie. Ons is in 'n nuwe posisie. Dit is die goeie nuus wat Paulus vir die gemeente in Rome en vir ons vanoggend aan versoek bring. Ons is vrygemaak deur die dood en die opstanding van Christus. Ons ou sondige impuls het gesterf saam met Christus. Dis nie net ons sondes wat vergewe is nie. Ons diepste wese is vernuwe en aangespreek. Dit is die krag van die evangelie waarvan ek praat in die eerste hoofstuk. En waarin lê die krag ten diepste? Dit lê in die unieke Christelike hoop van die opstanding. En soos altyd op skool gesê het ons op skool nog in daai dae hoërgraad en laergraad gehad. Nou gaan ons na die hoërgraad van Paulus toe, so jy weet as kry jou gedagtes bymekaar. Wanneer Paulus praat oor die lewe en oor die lewe na die dood, dan is hy in harmonie met die res van die Nuwe Testament, wat vir ons sê dat die Christene 'n unieke hoop het op grond van die opstanding van Christus. Want die opstanding van Jesus uit die graf gee ons hoop 'n bepaalde karakter wat werklik uniek is. En kom ek sê dit vir in een sin, ons hoop as Christene is nie net op lewe na die dood nie, ons hoop is op lewe na die dood. En kom ek verduidelik dit rustig van 'n kant af. Paulus sê vir ons sê, ons lewe tans op 'n bepaalde manier. Ons is liggaamlik, ons leef in 'n liggaam van vlees en bloed. As jou liggaam met mekaar uitval, is jy dood. Jou liggaam word as dit ware lewendig gehou, word geanimeer deur jou gees. As 'n ou pelorie jou tref en hy vernietig jou liggaam, dan gee jy die gees, né? Jou liggaam is daar en jy is mors dood. Dis lewe voor die dood. Dan sê Paulus die goeie nuus is, as jy dan sterf, is daar lewe na die dood. Jou gees is by God. Die beeld wat hiervoor gebruik word in die Bybel is die paradys. Ek dink byvoorbeeld wanneer Jesus in Lukas praat met die ou langs hom op die kruis en die persoon sê vir Jesus, jy weet, dink aan my, en dan sê Jesus vir hom, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. En dan aan die einde wanneer Jesus sterf, gee hy sy gees oor aan sy Vader. Sowel Jesus as die gekruisigde persoon se liggame bly vasgespijkerd in die kruis, maar hulle gees word oorgegee aan die paradys aan God. Die paradys is 'n beeld wat kom uit die Persiese wêreld uit vir 'n tuin in die woestyn wat ommuur is, om dit te beskik teen die woestynsand en waar daar water is, amper soos 'n oase, 'n veilige plek. Dit is die veilige bewaring van ons gees by God as ons nou sterf. Lewe na die dood. So Christene glo in lewe na die dood. Daar's baie godsdienste wat 'n vaag gevoel wat ook sê hulle glo in lewe na die dood. En die gedagte basis is jou liggaam gaan tot niet, maar jou siel bestaan voort. Maar Paulus sou sê, die Christelike hoop is meer as net dat as jy nou sterf, is jou liggaam hierso en jou siel is by God. Want die goeie nuus van die evangelie is nie dat Jesus sy gees aan God oorgegee het aan die kruis en sy liggaam aan die kruis gebly het nie. Die goeie nuus is 3 dae later dat hy opgestaan na die dood uit. So in die geval van Jesus is daar lewe na die dood, hy gee sy gees oor aan sy Vader, en 3 dae later is daar lewe na die dood, van as sy gees en liggaam opstaan in 'n verheerlikte liggaam. Dit sê Paulus is die unieke Christelike hoop, op die opstanding van die vlees. Ja, ons bely dit baie keer wanneer ons die apostoliese geloofsbelijdenis opsê. So ons hoop is nie net dat 'n lewe na die dood is nie. Ons glo dit ook. Ons hoop is op die opstanding, lewe na die dood. Opstanding van die vlees in 'n verheerlikte liggaam, waar liggaam en gees in mekaar kom in 'n wêreld wat God heeltemal nuut gemaak het. Ons hoop is nie net dat wanneer alles gesê en gedoen is, God ons siele kon red nie. Ons hoop is dat ons liggame en siele verenig sal word, verheerlik sal word in 'n herstelde wêreld. Dit sê Paulus, is die unieke Christelike hoop. Daarom het die gedeelte het julle 'n paar plekke gesien wat hy konstant teruggaan na die opstanding van Christus en konstant teruggaan na die gedagte van lewe.
dat ons op 'n bepaalde manier moet lewe. Hoekom? Want Paulus wil basies die volgende sê. As ons glo in lewe na die dood, ons siel is by God. En as ons glo in lewe na die dood, ons siel en liggaam word verheerlik in 'n verheerlikte liggaam, dan sal ons nou anders te leef. Jou hoop, jou toekomsverwagting, jou verstaan wat kom, bepaal hoe jy nou leef. Want sê Paulus, jy sê 'n paar keer in die Godheid verwys, daai lewe het eintlik al reeds begin. Die dood en die opstanding vir ons eintlik al reeds plaasgevind saam met Christus. So vriende, hoe leef ons nou anderste? Die einste ouma vir my, sy gunsteling speletjie met ons was Monopoly gewees. Ons het baie Mara Monopoly gespeel. Ek weet nie, mense speel nie eintlik Monopoly nie, wat 'n goeie ding is. Want ek het altyd daaroor gedink, weet ek, 'n bietjie verstand op begin kry dat weet ons altyd gewaarsku teen videospeletjies en goed dat mense aanlyn kyk, maar Monopoly is waarskynlik die mees onchristelike speletjie wat uitgedink is, né? Want die gedagte is eintlik jy eindig met alles en die ander ouens is almal bankrot. Weet jy, trek hulle kaal uit, né? En my ouma het ons elke middag opgerol wanneer ons Monopoly speel, want sy was die bank gewees. Baie jare later het ek ontdek, sy het by die bank gesteel, né, om haar hotelle op te sit op haar straatjies. Maar die gedagte van Monopoly is dat jy die lewe so moet speel dat jy alles bekom ten koste van ander mense. Nou die interessantste van Monopoly is dat dit 'n spel is wat deur 'n vrou ontwikkel is, Ellie Maguire. Maar die interessante is, Ellie Maguire se spel het ander naam gehad en ander reëls gehad. Sy het eintlik die sportspel ontwikkel om te wys hoe onregverdig die lewe kan wees as daar nie een of ander vorm van beskerming is van mense wat huur nie. Jy weet mens nou Monopoly werk so as jy by ou se plekkie land, dan moet jy betaal, né? En hoe meer jy het, hoe meer moet jy betaal. Haar spel het ander reëls gehad. Jy het nou op een van twee maniere gespeel. Die een is dat daar, jy weet, 'n ou kan jou enige huur vra, enigiets vra en jy moet betaal en dan eindig jy natuurlik bankrot. Die ander een was dat die huur vasgestel is en dat die ouens wat die hotelle het, moet belasting betaal op hulle hotelle. En sy het eintlik die bordspel ontwikkel om vir mense te wys, daar moet 'n meer regverdige bedeling in die wêreld wees. Jy weet ons worstel nog steeds om die ekonomie regverdig te maak. En toe wraggies het daar 'n man gegaan en haar bordspel gesteel en verkoop miljoene gemaak en die naam Monopoly gemaak. Die lastigheid is, ons word baie keer gekondisioneer om in die lewe voor lewe na die dood eintlik Monopoly te speel. Om te sê dat weet ons lewe in 'n sondige wêreld, die beste wat jy in 'n sondige wêreld kan doen is om te keer dat jy die ou is wat deur ander mense uitgebuit word. En as dit impliseer dat jy onreg moet doen, weet, monopolie moet skep en ander mense uitbuit en hulle reoneer, dan is dit so, want einde van dag is daar niks anders dan nie. Jy weet, al wat daar is die ou met die meeste hotelletjies, die meeste weet, groen huisies. Jy moet dit, dis eintlik al waar die lewe gaan. Paulus sê, wie as die lewe bepaal word, die lewe na die dood en lewe na die dood, dan is dit nie al wat tel nie. Dan moet jy anders kyk na die lewe. Trouwens, jy moet nou reeds begin lewe in lyn met God se doel, met 'n herstelde wêreld. Dan kan jy nie Monopoly speel. Dan moet jy ander waardes kry. Dan moet jy op 'n ander manier begin dink oor die lewe. En ek wil afsluit met 'n storie om dit te illustreer wat gebeur as die kerk dit verstaan. Wat gebeur as die kerk dit verstaan? Die persoon wat julle daar sien is biskop Karel, hoofmetropolitaan van die kerk in Bulgarië. Die foto wys dit nou nie, maar hy was 'n man van 2 meter lank gewees, sigaar rokende priester in die ortodokse kerk van Bulgarië. En tydens die Tweede Wêreldoorlog begin dit deurdat Bulgarië aan die kant van die Duitsers was. Hulle was deel van die Duitse koalisie met Italië gewees. En op 'n baie vreemde manier het dit die Jode in Bulgarië beskerm, want hulle was nou eintlik bondgenote gewees van die Duitsers. Maar soos met die oorlog begin draai en die druk toeneem op die Duitsers, begin hulle bevele uitdruk dat ook in die lande wat hulle goedgesind is, die Jode bymekaar gemaak moet word en gestuur moet word na die doodskampe toe.
So in 1943, met ander woorde, die oorlog het in 39 begin, amper aan die einde van die oorlog wat in 45 is, word die bevel uitgereik dat al die Jode in Bulgarië mekaar gemaak moet word, en dat hulle op treine gesit moet word, dat hulle gaan na kampe soos Treblinka, waar letterlik miljoene mense dood is, en hulle word op die treine gesit. En in die tyd hoor biskop Karel van die toedrag van sake, en hy besluit, dit gaan nie gebeur in Bulgarië. Skryf vir die koning, wat so half 'n marionet was van die Duitsers, maar hy mobiliseer ook die priesters en die kerk om protes aan te teken, en hy hoor dat die Jode reeds op die treine gelaai is, die eerste trein is gelaai, en dat hulle leiers aangehou word by 'n skool langs die stasie, en hy is soontoe. En hy sê vir van sy priesters, hulle op die treinspore lê, dat die treine nie kan ry nie, en hy kom by die skool aan, en hy sê vir die Duitse wagte, hy wil met die Joodse leiers praat, hulle sê dit kan nie, en hy klim met sy hele gewaad oor die heining. En toe hy aan die ander kant die heining kom, en die Joodse leiers om hom vergader, toe lees hy vir hulle uit Rut uit. Julle ken die Rut se verhaal, waar Rut van Naomi sê, moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan, en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Dis Karel se woorde aan die Joodse leiers. En die Duitsers begin besef, hulle het hier moeilikheid, want die kerk gaan saam met die Jode op die trein. En hulle laai die Jode af. Aan die einde van die oorlog is Bulgarië die enigste land wat nie 'n enkele Jood verloor het aan die strafkampe nie. Op grond van die ingrepe van die kerk. Die kerk het verstaan dat jy leef nou in die lewe voor die dood, anderste, want jy leef in lyn met die reëls van die lewe na die dood, nie in lyn met die reëls van ons sondige aard en instink nie. Vir baie lank is die verhaal eintlik toegeëien deur die kommunistiese party van Bulgarië, want julle weet nou na die Tweede Wêreldoorlog met die koms van die ystergordyn, het hulle die storie hulle sinne gemaak, en eers na die val van die ystergordyn, die val van die Sowjetunie, is die verhaal vertel, en het van die Joodse leiers gegaan, en op die skool 'n gedenkplaat opgesit, is baie moeilik om te lees daar, maar die gedenkplaat sê basies die volgende. Dit sê, in 'n tyd toe die wêreld absoluut in die greep van sonde en van wreedheid en van geweldpleging was, het die kerk van Bulgarië by die Jode gestaan. En meer as 49.000 Jode gered. En dan eindig dit met die sin, we bow to this memory. Van as die kerk van die Here besef, ons is nie uitgelewer aan ons sondige aard nie, ons het nie vrypas om aan te hou sondig nie, ons kan nie volgens die spelreëls van die wêreld leef nie, ons moet leef volgens 'n ander ingesteldheid. En ons kan, want ons sondige aard het reeds saam met Christus gesterf. Ons veg nog teen die sonde, ons is nie perfek nie, dis weliswaar so, maar wanneer ons struikel en dan val, moet dit die uitsondering wees, dit moet nie ons verstekposisie wees, dit moet nie wees dat ons van onsself verwag nie. Ons verwagting moet wees, soos Paulus ons oproep om te sê, dat ons nou reeds leef soos nuwe mense, wat ons ledemate, met ander woorde alles wat ons het, tot beskikking van God stel, nou reeds, in die lewe voor lewe na die dood. So vriende, om saam te vat, wat is Paulus' argument? Hy sê, daar is slegte nuus, almal het gesondig. Daar is goeie nuus, Christus het vir almal gesterf. Die nuus is nog beter as dit. Hy het nie net vir ons gesterf om ons sonde agter ons te sit nie. Hy het ons vrygemaak van die sonde wat in ons leef, ons sondige natuur en ons sondige aard. Dit het reeds gesterf. Hy het vir ons 'n nuwe hoop gegee, 'n nuwe toekoms gegee, gebaseer op die opstanding van Christus. Wat nie net vir ons die hoop gee op lewe na die dood nie, maar op lewe na die dood. En dit roep ons op om nou reeds volgens die hoop te leef. Mag dit waar wees van julle lewens. Kom ons bid saam.
Here, dankie dat die evangelie ruimer en groter en dieper is as wat ons dink. Here, dankie dat U ons nie uit herinner wat verkeerd is nie, maar ons in staat stel om weerstand te bied. Here, dankie dat ons reeds almal vanoggend reeds dooie mense is. Here, mense wat gesterf het saam met Christus. Here, dat ons sondige natuur, ons sondige aard, die ou mens, Here, in die graf is. Maar dankie ook, Here, dat ons reeds opgestaan het saam met Christus, soos wat hy opgestaan het uit die dood. Hy is opgestaan het, Here, soos nuwe mense wat leef volgens sy visie vir die wêreld, volgens sy wil. En daarom, Here, wanneer ons in hierdie lewe leef voor die dood, dan is dit weliswaar waar van ons, Here, dat ons worstel en stryd in die sonde, dat ons dikwels nog steeds struikel en val. Maar Here, mag dit die uitsondering wees. Here, mag die teendeel van ons waar wees, dat ons lewens en ons gemeenskappe en ons middele in U hand gee. En dat ons nou reeds, Here, hier voor die dood leef soos nuwe mense. En daarom bid ons, Here, vanoggend vir onsself as individue, maar ons bid ook, Here, vir U kerk en ons bid ook, Here, vir hierdie wêreld van ons. Dat dit 'n nuwe wêreld sal wees wat getuig van U evangelie. Amen.